Ek pleit nou die bloed van Jesus Christus oor elke liggaam, siel en gees. Want daar is altyd vrede in die midde. Ek spreek Jesus. Ek pleit nou die bloed van Jesus Christus tot alle verslawings voor hom breek. Want hy maak ons vry en bring verlossing. Ek spreek Jesus. Want die naam is kragtig en die bring genesing. Die naam verlig, breek elke binding, skyn deur die skadies, brand soos 'n vuur. Jesus van die berge en elke strome see, eers voor die duister en al die vyande voor U. My geliefde sou U veilig in die heilige naam van Jesus. Jesus van die berge en elke strome see, eers voor die duister en al die vyande voor U. My geliefde sou U veilig in die heilige naam van Jesus. Want die naam is kragtig en die bring genesing. Die naam verlig, breek elke binding, skyn deur die skadies, brand soos 'n vuur. Want die naam is kragtig en die bring genesing. Die naam verlig, breek elke binding, skyn deur die skadies, brand soos 'n vuur. Wonderbaar is U liefde, nou ook vir my. Die genade deur die bloed, vloei dit oor my. God, U is so goed. O God, U is so goed. God, U is so goed. U is so goed vir my. Aan die kruis is aan ons bewys onvoorwaardelike liefde. Die graf is leeg, ons Jesus leef, die dood is oorwin. Oh, God, U is so goed. God, U is so goed. God, U is so goed. U is so goed vir my. Oh,
en bekragtig en gesalf en toegerus vir sy glorie in Jesus naam. O God, U is so goed. O God, U is so goed. God, U is so goed. U is so goed vir my. Kom sing saam my. Oh God, You're so good. Oh God, You're so good. Oh God, You're so good. You're so good to me. One more time. Oh God, You're so good. Oh God, You're so good. Oh God, You're so good. You're so good to me. Halleluja. Prys die Here, is dit nie wonderlik nie? Loof hom. Dankie Jesus. Amen. Prys sy naam. Amen. Kom ons gee die Here nog eer. Amen. Prys sy soete naam. Amen. Baie dankbaar en baie bevoorreg om vanmôre ook 'n geliefde en 'n godsman soos Dewald saam met ons te hê. Ek noem nie baie mense altyd my vriend nie, maar is een ou wat ek daarom nou nie skaam is om 'n vriend te noem nie. Baie dankbaar vir jou ook in my lewe, vir wat jy ook in my lewe vir my al beteken het. Dit is vir my 'n voorreg om jou te ken. Dit is 'n voorreg om jou salwing saam met jou te kan deel. En ek weet die Here het nog mooi pad vir ons vorentoe. Baie, baie dankie. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Ek het vanmôre 'n gedagte wat ek met julle moet deel. 'n Baie ernstige woord wat God op my hart gelê het vir die kerk. En dit is vanmôre is hierdie gedagte ongelukkig nie soos meeste van ons preke seker gerig vir sondaars om tot bekering te kom nie. Maar hierdie gedagte is vanmôre vir kinders van die Here, kerksmense, Christene om tot bekering te kom. Vanmôre is die tema van my boodskap wat God my gegee het, die opstanding wat die fariseërgees verbreek het. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, volk van die Here, ons is vanmôre besig om te herdenk en dankie te sê vir die opstanding, want die graf is leeg, die doeke lê, hulle soek na Jesus, hy's nie hier nie, hy het opgestaan, hy het gegaan om plek voor te berei, en as hy klaar is, gaan hy ons kom haal. Sê amen. Glory to God. En daarom is ek baie opgewonde en die Here begin met my praat oor hierdie tyd. Die tema van hierdie konferensie was die Heilige Gees en ek het voorberei en ek het 'n boodskap gehad wat aansluit by Vrydag se boodskap en die Here sê gister vir my, draai hierdie boodskap, praat vanmôre met my volk oor dit wat die kerk kom verlam en dis wat ek met my kruis kom verbreek het. En dis hoekom ek vanmôre met u wil deel oor die opstanding wat die fariseërgees verbreek het. Wat is 'n fariseer? Wat is 'n fariseërgees? Sal u my vandag vra. Fariseer, as ek vir u gaan sê wat fariseer beteken, dan gaan dit sal klaar vir u baie sin maak, dan gaan vir 'n paar ons liggies aangaan. Die naam kom van Aramaans, nie Aramees nie, Aramaans, wat beteken die afgesonderdes. The holy few. Die wonderlikes, die heiliges, hulle wat separate, set aside is. Nou in die Bybel lees ons ook van manne wat
Fariseërs was, wat wel tot bekering gekom het. Ek wil hê jy moet verstaan dat Fariseërs was dit die mense wat, toe Jesus aarde toe kom, moes hy eintlik hulle uitgehaal het en gesê, dis die voorbeeld. Hulle was die mees loyaalste, toegewyde, godsdienstige, praktiserende volk op daai stadium. Hulle het die Torah ondersteun, die wet, die Pentateeg, het hulle ondersteun en gehou, en hulle het hom verkondig, en hulle was verskriklik getrou, en hulle het alles gedoen wat hulle kon, om uit te staan vir wat hulle glo, en wat hulle glo is die regte ding en wat hulle moet doen. Hulle was werklik waar uitstaande in die godsdienstbeoefening van daardie tyd. Mense wat Fariseërs was, en 2 name wat ek vandag kan noem, een van die hoofpriesters, Nicodemus. Hy het op die einde van die dag toe begin hy Jesus volg so skelmpies. So agteraf, en hy kom tot bekering. So daar is hoop. 'n Fariseer kan tot bekering kom. Sê amen. Praise the Lord. Volgende ou wat 'n groot Fariseer was, my gunsteling ou seker in die Bybel, is Saulus. Maar nadat hy ontmoeting met God gekry het, toe is hy nie meer Saulus nie, toe is hy nie meer Fariseer nie, toe word hy Paulus, en hy word 'n disipel van Jesus. Sê amen, kom ons gee hom eer. Halleluja. Saulus kry ontmoeting, en God verander hom in Paulus. Volgens die Bybel, en ek gaan nou vir interessante feite gee, is dit volgens my, wat ek kon sien, na vele navorsing, die sonde wat Jesus die meeste gehaat het, is die groep mense wat hy die meeste aangespreek het. 10 keer het hy teen die Fariseërs gepraat in die evangelies. 10 keer. Hy het hulle houding verafskie. Die sonde van die Fariseërs was soos die gruwelikste sonde in vandag se dae vir ons nie kan wees nie. So was dit in Christus se oë. 'n skynheilige kerksmens. Dit was die slegste smaak wat daar kon wees vir Jesus toe hy aarde toe kom, die seun van God wat die woord sê dit geen roof geag het om homself gelyk te stel aan God die Vader nie. Dit was die slegste smaak wat hy kon kry in sy mond, was hier die Fariseërs met wie hy te doen moes hê. Manne wat die wet onderhou, die manne wat die gebod van God onderhou, wat die dag van God onderhou, wat die feeste van God onderhou, wat die name van God onderhou, maar die persoon van God het hulle nooit geken nie. Vandag is dit een van die sterkste demoniese magte wat die wêreld weertref, is hier die Torah movements, is hier die Judaism en al die ouens wat terugdeins na die vloek van die wet toe, terwyl Christus ons kom vrymaak het deur die opstanding. Die oomblik as jy dink deur jou eie geregtigheid gaan jy God dien en gaan jy hemel maak, het ek 'n surprise vir jou, jy is reeds verlore. Jy kan niks byvoeg vanmôre by jou genade wat jy by God kry nie. Dit sal net genade wees en niks anders nie, sê amen. Ek wil hê jy moet vanmôre baie mooi hoor. Die kerk kom op 'n plek wat hy voel ek wil meer. Ek wil nog dieper wees. En dan begin hy tradisie, hy begin kultuur, hy begin wetisme, alles inbring, want dan voel hy, nou gaan ons heiliger wees. Jy's nie heiliger nie, jy skyns heiliger. Jy leef alleen. Die Bybel sê jou vader is die duiwel, want hy is die vader van die liegbekke. En nie skinderbekke. Maar daar is nie sulkes hier by ons, ek noem maar net, as jy hulle gewonne het al. Here help ons. 3 groot eienskappe. 3 groot eienskappe wat hierdie Fariseërs gehad het, hoekom Jesus hulle so bestraf het, was eerstens, hulle het geleef vir menslike aanhang. Hulle het geleef vir menslike verering. Tweedens, hulle het 'n verwronge idee, 'n misvormde, 'n verkeerde idee gehad van wat 'n sonde werklik. Ek hoop die Gees begin met die praat vanmôre.
En die derde een was, hulle was jaloers op Jesus, omdat hy hulle aanhang by hulle weggeneem het. Die mense het agtergekom, maar hoorie, hierdie ouens praat met hierdie ou leef. En toe Jesus begin loop, toe begin hulle jaloers raak. En hulle sien, maar nee, maar hierdie kerk van Christus raak nou groter as ons kerk. Wat doen hulle toe? En dink nou mooi deur die jare, wie van u het dit al gehoor? In ons kerke, nie in die wêreld nie, in die kerke. Dis nie van die Here nie. Dis nie van die Here nie. Toe wil het heeltyd op die proefstelling goed tussen gooi om die volk op te sweep. Dit gebeur baie. En wat het hulle laaste gedoen? Sê, dis van die duiwel. Hoeveel keer wanneer iets anders lyk, ryk of praat of klink soos ons, dan is dit sommer van die duiwel. Amen, is daar van u wat dit al beleef het? Ek kyk my so mooi aan, maar waai net so 'n bietjie, praat ek met mense wat verstaan wat ek sê. Ons kom in 'n tyd wat in die kerk in Suid-Afrika veral, ek glo oor die wêreld, maar veral in Suid-Afrika en veral ons Suid-Afrikaanse, Afrikaans sprekende tradisie en kultuur wat ons gevoel het, ons is 'n holy few. Ons het by die waarheid uitgekom en niemand anders ken die waarheid soos ons nie. Ons is reg en niemand anders is reg nie. As jy nie soos ons so aantrek, so lyk, so ryk, so buk, so aanbid nie, is jy nie reg nie. En elke ou wat opgestaan het met sy salwing om iets vir God te doen, het ons afgeskiet. Klink ons nie soos die fariseërs nie? Kom ons gaan so 'n bietjie verder. Hier is iets baie belangrik wat Jesus sê. Hy sê in Matteus 5 vers 20, sit dit daarop, is 'n baie belangrike vers wat die Here vir my gee, wat ek vandag met u wil deel so 'n bietjie. Hy sê, want ek sê vir julle, is nou Jesus aan die woord, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die geleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Kan ek vir jou iets sê? Kan ek jou babbel bars? Sit mooi vas daar op jou stoel. Maar jy nou lê nie, sit vas dat jy nie omval nie. Menslik gewys gaan jou geregtigheid nie oorvloediger kan wees as hulle se nie. Hulle lewe was totaal en al toegewyd aan wat hulle doen. So menslik gewys met menslike waardes en menslike maatstaf kan jy nie daarby kom nie. So eintlik wat dit beteken, totsiens, jy gaan dit nie maak nie. Behalwe. Daar's 'n komma by, maar, behalwe, omdat Jesus lewe, is ons geregtigheid nie in 'n mens nie, maar die geregtigheid is in Christus Jesus. En daar waar die fariseërs op hulle beste, volmaakste, perfekste moontlik was, kan dit nie vergelyk met die geregtigheid van God in Christus Jesus nie. So vanmôre is u en my behoud, ons enigste behoud, is om in Christus Jesus geregverdig te word, sodat ons kan hemel maak. Hoor jy wat ek vanmôre vir u sê? Vanmôre is u en my behoud om in Jesus Christus geregverdig te word en die geregtigheid van God word geopenbaar deur sy seun se liefde in ons. En ons is vanmôre geregverdig, ons is vrygekoop, ons is vanmôre gered deur sy genade, nie deur die werke nie, maar deur sy liefde. Kom ons gee hom eer daarvoor. Amen. Jesus gee vir my vanmôre 'n openbaring, die Gees van God gee my openbaring. Sabaronda karabasitiandai. Ek sit in die Here openbaar en hy sê dat die woord praat, hy sê daar's 'n boek van die lewe. U weet van die boek van die lewe waarin ons almal se name geskryf is. Weet u van dit? Nou as jy nog nie geweet het nie, daar is 'n boek.
wat jou naam opgeskryf is in die hemel. En daaronder word geskryf wat in jou lewe aangaan, dit wat goed of dan wat sleg is. En die Here wys vanmôre vir my, en hy sê vir my, Jacques, die oomblik toe jy my erken en bely as jou persoonlike verlosser en saligmaker, toe maak ek die tema, die titel van daardie boek van Jacques Potgieter, geregverdig en vrygekoop deur die bloed van die lam. Halleluja, met my bloed het ek geskryf, hy is vergewe, hy is skoon gewas, hy leef nie meer nie, maar ek leef in hom. Kom ons gee die Here eer vanmôre. Halleluja. Omdat Christus lewe en ek in Christus is en Christus in my. Halleluja, is die titel van my boek, geregverdig. Woo, glory to God. Ek wil vanmôre vir jou sê, as Christus my geregverdig het en skoon gewas het en my vergewe het en vrygemaak het, wie is jy, o mens, om my te wil hou onder 'n vloek waaruit Christus my kom haal het? Wie is jy as mens om my te weeg? Wie is jy as mens om my te oordeel terwyl Christus my liefhet? I am to die for. Ek vra vanmôre vir jou, besef jy is vanmôre so na ons hart dat hy vir jou gesterf het, om op jou boek te skryf, geregverdig en gered deur sy bloed. Weet jy dit vanmôre, steek dalk net 'n bietjie hand op en sê, dankie Here vanmôre, vir die opskrif op my boek. Dankie vanmôre, Here, dat ek weet, dis nie meer ek nie, maar dis U in my, dis U deur my, is U tot my. Ek wil vanmôre hê U moet verstaan hoe werk hierdie goed, want ek wil hê U moet opgewonde raak, dat dit wat ek is net die genade, en wat ek het is geleen, en wat ek nou leef ek in Christus, in die volheid van sy Heilige Gees. Amen. Woo, praise the Lord. Okay, kom ons gaan terug na die fariseer ouetjies toe. Die fariseer gees, weet jy hoekom is dit so 'n verskriklike erge gees? Is 'n gees wat sy ontstaan en sy bestaan in die kerk het. Is 'n gees wat op sy beste funksioneer en op sy veiligste binne die kerk sit. Hy funksioneer nie buite nie. Want die buiteins voel skuldig om in te kom. Is jy ons hier binne wat voel, hulle is regverdig om daar te wees en jy hoort nie hier nie. Hoor mooi wat ek vanmôre vir julle sê. Daar's niks so gevaarlik soos 'n ou wat nie weet hy weet nie. Hoor mooi. Die ouens wat met die fariseer gees sit, is ouens in die kerk wat nie weet hulle weet nie. Wat daar sit en voel ek is reg, want ek betaal my 10de. Ooh, pastoor, het jy gesien, ek het 'n luipertjie ingegooi vanmôre. Ek dank die Here vir jou luipertjie. Jy kan nie hele dieretuin ingooi vir my part. Ek sê nou vir jou, jy koop nie jou geregtigheid na God toe nie. Jou hart moet vanmôre op God gerig wees. Ek wil hê jy moet vanmôre baie mooi hoor wat ek vir jy sê. Ek gaan op die einde, wanneer ek klaar is, gaan ek 'n paar punte noem. Daar seker in die 50. Ek gaan net 10 noem. Net 10. Jy jouself kan vra, is ek nie dalk skuldig nie. Ek wil hê jy moet weet dat die fariseer gees is nie 'n mens nie. Dis 'n houding. Is 'n houding. Ons probleem is mos nie met 'n mens nie, ons probleem is met hulle houding. Ek like nie so baie sy houding nie. Hou nie van sy houding nie. Ja, almal like ook nie my houding nie, maar jy moet my leer ken, jy gaan my like hoor. Ek is nie so bad soos hulle sê nie. Devil, it's okay, dankie. Jy moet meer as een vinger wys. Amen. Weet jy wat is die probleem van hierdie houding? Dis 'n uiterlike godsdiens, sonder 'n innerlike lewe. Dis trots op eie geregtigheid, is kritiek op ander, maar blind vir my eie sonde. Liefde vir erkenning eerder as vir God en sy geregtigheid en teenwoordigheid. Jesus het dit direk aangespreek. Hy sê in Matteus 23 vers 27, hy sê, wee julle skrifgeleerdes fariseërs, julle is soos wit gepluisterde grafte. Julle lyk pragtig buite, maar julle is mors dood stink binne. Amen. Amen. Eina.
Eina, ons lieg mos nie meer nie. Ons het vanmôre toe ons instap 8:45 het ons ophou lieg. Sê eina. Ja, dankie Here. Ons het ophou lieg tot nou. Dan gaan ons nie weer lieg nie, want ons spring nou oor die hekkie, né? Ons hardloop nie teen hom vas nie. As ons die fariseërgees vat teenoor Jesus, dan gaan ons sien dat die fariseërs, hulle het die wet geken, maar vir God nie geken nie. Hulle het die Messias gesien, maar hulle het hom verwerp, omdat hy hulle tradisie en hulle kultuur, hulle bedryf, hulle bestaan, het hy bedreig. Uiteindelik het hulle godsdiens so ver gevat dat hulle Jesus gekruisig het. Johannes 11:53 sal jy sien, hulle het besluit om hom dood te maak. Hulle het soveel ywer gehad vir wat hulle doen, dat hulle het God van die werk vergeet, want hulle was besig met die werk van God. En die kerk maak Jesus dood. Die kruis kom en hy ontbloot die fariseërgees. Onthou, jy moet nou onthou, daar die fariseërgees is hulle wat ophitsing gedoen het, so die Romeine op die einde van die dag gekom het en die soldate Jesus gevange geneem het en hy's gekruisig en hy's alles, maar dit was als die te doen van die fariseërgees. Dit was als te doen met hulle wat gevoel het, ons is reg, ons veg vir wat reg is, dis hoe ons dit doen, dis wat my pa gedoen het en sy pa en sy pa en sy oupa en sy oom, sy tannie en neefie, hulle het dit gedoen, ons sal dit net so doen. En daarom het hulle daarby gebly, al was daar belofte dat daar Messias gaan kom, het hulle die belofte gemis. En op die einde van die dag het hulle gesorg dat Jesus doodgemaak word. En toe hy daar in die kruis is, toe is hulle baie opgewonde. Want hulle het gevoel, toe hulle daar voor die kruis staan, toe sien ons godsdiens sonder liefde. Toe hulle by die kruis staan, toe sien ons waarheid sonder genade. Toe sien ons wet sonder lewe. En die fariseërgees sê, ek is reg, hy moet sterf. Sê vandag vir u, hoeveel van ons het mense met ons tong laat sterf, omdat ek gevoel het, my oortuiging is reg. Ek is reg, wie is jy om met my te verskil? Ek kom 40 jaar op die pad. Ek sê baie keer, baie ouens is 40 jaar in die pad, in plaas van op die pad. Eina, die opstanding was waar God die antwoord kom gee het, en dis vanmôre die tema gewees van my boodskap. Hier lê die krag in. Die fariseërs het tydens die kruisiging gedink hulle het gewen, want ons het mos nou hierdie mens wat onmin saai, wat die volk op stroppeles maak, ons het hom nou doodgemaak, is verby. Maar toe die opstanding plaasvind na 3 dae en Jesus staan op, toe het hy hulle hele stelsel vernietig. Toe is alles wat hulle geproklameer het, verkondig het en gesê het, vernietig. En hy breek die krag van die fariseërgees. Romeine 4:25 sê, ek is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. En daar by daardie geleentheid kom dit by die punt wat ons moet besef, dat jou werke het jou nie geregverdig gemaak soos die werke van die fariseërs om Christus te kruisig nie, maar die geregtigheid het gekom deur die kruisdood van Jesus. Toe hy opstaan, is hy opgewek ter wille van jou en my om ons regverdig te maak. Dis nie deur werke nie, maar dis genade. Halleluja. Al die jare sing die Pinksterkerke 'n ou liedjie wat sê, into thy presence we come. Ken jy hom? Not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone. Ken jy hom? Maar hoeveel van ons daarna sê, net so 'n tweede vers bygesit, maar wel 'n bietjie werke, wel so 'n bietjie vas, wel so 'n bietjie jy moet by soveel dienste wees, wel jy moet dien op hierdie raad, wel jy moet die doen van die kerk nakom, wel ek moes hierdie kursus deurloop, wel ek moes dit, dan word ek gered. Is teenstrydig met wat ons sing, is teenstrydig met wat die woord ons leer. Jy word vanmôre gered op genade en niks anders nie. Ek wil jy moet mooi hoor, jy word gered op genade en niks anders nie.
Vanmôre wil ek vir u sê, die Fariseërgees sê, ek moet myself regkry. Ek moet myself regmaak. En hy druk jou, en ek moet vir u sê, ek battle met daai gees in my eie lewe. Ek gaan nou nie eers lieg nie, ek gaan nou nie skynsheilig wees nie. Ek het daai fight in my eie lewe. Die Fariseërgees sê, ek moet myself reggeruk, sodat ek gered kan word. Hoeveel van ons voel so? Dankie Here vir eerlike ouens wat hulle hande opsteek, die res sal nou dit besef. Hoeveel van ons steek 'n bietjie op, voel, Here, ek moet werk om, ek moet nader aan U kom, ek moet reg wees. Dis wat die Fariseërgees vir ons sê. Maar weet jy wat hy opstanding verklaar? Dit is reeds volbring. Jy moenie nog opstaan om dit te gaan doen nie. Dit is reeds volbring. Die opstanding is 'n teken dat dit wat ons nog wou doen, reeds gedoen is deur die koning van die konings. Die graf het die godsdiens gebreek. Toe Jesus opstaan het hy die mag van sonde verbreek. Hy het die idee vernietig dat mense deur werke gered word. Hy het bewys dat lewe uit God kom en nie uit prestasie uit nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê duidelik, uit genade is julle gered, nie uit werke nie. Sê dit saam my, uit genade is julle gered, nie uit werke nie. Amen. Het jy nou gehoor wat jy sê? Het jy mooi gehoor? Wil jy so praat? Het jy mooi gehoor? Uit genade is jy gered, nie uit werke nie, want deur die werke kan geen vlees voor God geregverdig word nie, sê die Bybel. Amen. Die gevaar vandag is fariseërs, en die fariseërgees leef voort in die kerk, onder leiers, baie pastore, en ek ken baie van hulle ongelukkig as ek dit sê, want ek weet hoe ek 'n geveg het. Is die ouens wat my meeste aftrek en vir my vertel ek so pad hel toe. Sê ek's besig met my eie godsdiens en van hulle sê ek is 'n dit en ek is 'n dat en ek's 'n prosperity teacher en ek is 'n eenmal gered, altyd gered en ek is 'n die en daai. Ek sê ek dank die Here, Jesus het my vir altyd gered. Amen. Maar tog leer Paulus, my genade is geen vrybrief vir sonde nie. Okay, maar ons verstaan mekaar dalk net bietjie mis, soos dit die gewoonte is. Ek wil vir u sê, die fariseërgees sê in sy hart, ek is beter, ek doen genoeg, ek het nie genade nodig nie. Maar vandag die afhanklike sê vandag, my God, ek het nie nodig. Die tollenaar en fariseer sien ons daar in Lukas 18 vers 10 tot 14, u kan dit gaan lees. Die tollenaar sê, dankie Here dat u my gered het, dankie vir dat ek kan gee, my tiende, en my gebede kan bid, en dat ek regverdig kan lewe, nie soos daar die tollenaar nie. Dankie dat ek so wonderlik is, part of the holy few. Hy tollenaar kom, hy sê, Here, ek is dit nie werd nie. Ek kan nie aanspraak maak op wat ek gedoen het nie. Ek kan net sê, hier sê ek, Here, wees my genadig. Weet jy wat is die verskil tussen die twee? Wie dink u van hulle gaan geregverdig huis toe? Nie die godsdienstige een nie, maar die gebroke een gaan regverdig huis toe. Ek wil hê jy moet verstaan dat die oomblik as jy jouself kan verneder voor die Here, sê die woord, sal hy jou verhoog, hy sal jou optel en hy sal jou eer, sê amen. Ek wil hê ons moet dit vanmôre verstaan meer as ooit van tevore. Die oomblik as jy kom op 'n plek wat jy voel jy het gearriveer, jy het dit gedoen, dan moet jy besef jy's op 'n baie gevaarlike plek. Ons het vanmôre nodig om te sien dat deur die opstanding kom nederigheid, afhanklikheid, 'n nuwe natuur. Jy leef nie meer om te bewys nie. Jy leef omdat jy reeds aanvaar is deur Christus. En as ons vanmôre praktiese bevryding van die fariseërgees wil bekom, dan gaan ek vir jou 'n paar tips gee hoe om dit te bekom. Hoe gaan jy vrykom van dit? Jy oorwin dit deur eerstens jou eie onvermoë te kan erken.
Ontvang genade, nie verdienste nie. Sê amen. Leef in verhouding, nie ritueel nie. Sê amen. Dien uit liefde, nie uit plig nie. En bly nederig. Bly nederig. Amen. Bly nederig. Laat jou godsdienst sterf. Laat jou trots breek. Ontvang die lewe van die opgestane Christus. Filippense 3:9 sê, nie met my geregtigheid nie, maar deur die geloof in Christus. Vanmôre wil ek vir jou sê, Christus het klaar alles gedoen. Jy moet net vanmôre kom en sê, ek vat dit. Amen. Dis hoe maklik dit is. Kan jy glo so maklik? Voel of ek vir julle 'n snaakse evangelie bring vanmôre. Dit kan nie wees nie, man. Ons het al die jare geleer, hoor jy moet 4 gesange sing, jy moet dit op F sing, en dan moet jy dit en dat doen, en dan gaan jy nou daarna gered word, as jy ook kan katkeseer. Jy moet daarom deur die doopwater eers gaan, anders gaan jy hel toe. As jy nie gedoop is met Heilige Gees en die pastoor kan hoor jy het mooi in tale gepraat nie, gaan jy ook hel toe. As mense wat dit geleer is, ek kan dit vir jy sê, ek kom deur die kerk al die jare. Ek sê vanmôre vir jou, moenie laat mense vir jou bepaal waar jy gaan nie. Hulle moet hulle eie heil uitwerk met vrees en bewering, sê die woord. Jy's op pad hemel toe. As jy Jesus aangeneem het, is jy op pad hemel toe. Nou kom ons kyk gou net so vinnige self-evaluasie. Hoe weet ek of ek nog 'n fariseer gees in my het? Eerstens, jy meet jouself teen ander heel pad. Veral die wat swakker as jy is, dan voel jy jy's beter. Lukas 18:11. Jy sien ander se foute makliker as jou eie raak. Jy raak vinnig krities, gaan kyk maar bietjie daar in Matteus 7 vers 3 tot 5. Jy fokus op die uiterlike in plaas van die innerlike. Was dit nie die kerk se probleem baie jare nie? Ek sê vanmôre vir iemand, daar's 'n generasie wat kort in die kerk. Daar's 'n generasie wat kort in die kerk, en weet jy hoekom? Oor 'n fariseer gees wat geheers het op 'n stadium, en hulle het dit heiligmaking genoem. En dit was nie van God nie. Ons kinders was nie aanvaar nie, want hulle het nie gelyk geryk en opgetree soos ons nie. Ek vra vanmôre vir u, hoe is jou hart vanmôre? Fokus jy op die uiterlike of die innerlike? 4de punt, soek jy erkenning vir al jou goeie dade? Ek gaan nou van die man kyk nie, Matteus 6 vers 1. Voel jy verdien God se guns? As ek hoor hoe party mense met die Here praat, dan dink ek ons dink te maklik ons verdien dit. Dit wat jy kry is net genade, Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Jy word vinnig geïrriteerd met sondige mense. Ek dink is een van die grootste probleme by die kerk het, ons het nie meer altyd ruimte vir sondaars om in te kom nie. Want hierdie ou is besig. En hy stink, het jy hom geryk. Jy raak maar so halfpad beswym as jy net verby hom loop. Dis eintlik cheap, man. Hy drink vir julle albei se part. Weet jy wat, as ons nie ruimte het vir sondaars nie, het die Here nie ruimte vir ons nie. Dit kon jou seun wees. Kon jou dogter wees. Kon jou pa wees. En jy smeek voor God dat hy by Jesus moet uitkom, en hy stap in die kerk, en een van die fariseërs sê, hoekom ryk jy so, jy hoort nie hier nie. Is dit wat Jesus sou doen? Kerk van God word wakker. Die Here sê, ek moet hier woord bring, hy sê, want ek is op pad om te kom, ek wil my kinders kom haal. Sabaronda karabasitianda. Jy word geïrriteerd met sondige mense, Lukas 15 vers 2. 17, jy ken die woord, maar jy leef dit nie altyd uit nie. 8, jy sukkel om regtig te vergewe. Dis 'n baie groot ding. Onvergewensgesindheid is 'n baie lelike ding. 9, jy's meer bewus van jou beeld as van God se teenwoordigheid. Wat het die probleem in die kerk geword in die laaste dae? Dit gaan oor hoe perfek alles in die kerk kan lyk, hoe perfek alles in orde kan optree, en die salwing het nie meer die ereplek kom vat nie. Wil u nie vanmôre saam met my vra, Here help ons dat die salwing die ereplek in woord en waarheid bou nie? Ek vra vanmôre, as herder van die gemeente, as diensknegt van God, Here help ons, laat die salwing die ereplek sal inneem. En 10,
jy sukkel om werklik jou afhanklikheid van God te bely. Onthou, om afhanklikheid te sê en om afhanklikheid te lewe is twee dinge. Ek kan sê, Here, ek bely my totale afhanklikheid teenoor U. Here, jy gaan vir my deurkom. Kassie, gee vir my 'n paar rand. Pa, hoorie, kan jy my 'n bietjie help? Ek het nou net vertel, die Here gaan my help en ek het gebid, maar ek gaan maak dadelik 'n plan B. My plan B skakel God se plan A uit. Onthou dit. Die oomblik as jy plan B maak, skakel dit God se plan A uit. Want God deel nie sy eer nie. God veg nie vir posisie nie. Dit is soos 'n ware, deftige, ordentlike vrou. Gaan nie as jy weer begin rondflirt sê, ek veg tussen die vrouens, ek soek jou aandag die meeste nie. Sy staan kant toe. Want sy's meer werd as om te fight vir jou aandag. God gaan nie veg vir jou aandag as jy dit nie vir hom wil gee nie. Hoor vanmôre hierdie mooi deel. Hy sê in Johannes 15:5, sonder my kan julle niks doen nie. Die fariseer gees sterf nie deur harde probeer nie, deur harder te probeer nie, maar deur nederigheid, eerlike belydenis en terugkeer na genade toe. En ek vra vir u kerk van God, kom ons kom terug by opregte nederigheid, nie minderwaardigheid nie, nie skynsheilige nederigheid nie, nederigheid voor God, dat ek verneder my voor die kragtige hand van die Here sodat hy my optel. Eerlike belydenis en terugkeer na genade. Ek het hieronder bygesit. Selfregverdiging is gelyk aan trots. Trots is gelyk aan hoogmoed. Hoogmoed is gelyk aan val. Selfregverdiging sal lei tot jou val. Maar as jy vanmôre sê, Here, hier's ek. Here, ek wil vanmôre hierdie ding oor my gebreek hê. Ek sukkel, ek het maar groot geword, dis hoe ons dit moet doen. Ons het maar groot geword Sondag, jy gaan kerk toe, jy het jou pakkie soet aan, jy trek jou beste vir die Here aan en niks anders nie. En as iemand nou daar met tekkies kom, dan is ek nou nie lekker nie. Ek het julle al gesê hoe het ek gebattle met hierdie ding in my lewe. Ek kom uit 'n kerk het wat ek vir 36 jaar het ek met 'n pakkie soet kerk toe gegaan. Ek praat van 'n vol pakkie soet. Partykeer toe ek nog jonger was, het ek nog 'n onderbaadjie bygehad. Hey, ek was 'n grand klein mannetjie. Vir my was dit maar ek moet so gaan. Ek het nie gedink ek's heilig daaroor nie. Later toe besef ek is deel van die heilige gewaad. Toe kom ek agter party ons dink hulle is heiliger as hy daar, want as jy ou het nie daar nie, is hy nie so heilig soos jy nie. Ek like van 'n pakkie soet, dit maak my mooi lyk. Ek like hy steek bietjie pens weg. Maar ek wil nou hê jy moet verstaan. As jy dink jou klere drag maak jou heiliger as die volgende ou, dan moet jy vanmôre dalk voor God bely en sê, Here, vat die fariseergees uit my. Weet jy wat se fariseergees in die eenvoudige Afrikaans? 'n godsdiensgees. 'n tradisiegees. En in die okkulte sit ek met menigte getuienisse daarvan, jy kan dit gaan opsoek, jy kan dit bietjie gaan Google, dat selfs die bekeerde sataniste wat tot bekering kom, sê van alle geeste, die Jezebel gees, wat elke vrou het mos nou so gees, vir alles die mans hulle wil skei, het elke vrou 'n Jezebel gees, en elke man wat die vrou die man wil skei, het 'n narcistiese gees. Julle ken dit, nee, dis mos nou vandag se dae doen dit rond is. Dis dan sê die pastoor nou, jy mag maar skei. Skus, ons moet kyk wat sê God se woord. Julle hoef my nooit te like vanmôre nie, is die waarheid. En ek, ja, kom ons los dit daar. Maar in 'n geval, nou al daai geeste is nou groot geeste, is baie lelike goeters, is lelike goggas. En dan is daar nou al hierdie depressie en al die ander goeters. Maar dat die sataniste self erken van al daai wellesgees, aggressie, verslawings, alles, dan kom jy nou by groter manne wat nou hierdie Jezebel gees en die narcistiese gees en al hierdie snaakse goeters. Hy sê en dan bo dit, die sterkste gees om van oorwinning te kry, is die fariseergees of die godsdiensgees. Hulle sê dis die moeilikste gees om te breek, bekend in die okkultiese wêreld. En die hartseer vir my is, hy het sy bestaan en sy veilige plek binne die kerk. Ons hou die manne wat, jy moenie rook nie hoor, ons is so besig met rook dat die duiwel sit hier binne en sê ons voor. Ons hou die groot duiwel binne en die kleintjie moet uit.
Is dit nie die waarheid nie? Kyk hierdie man, hy's geslaan met 'n nat inkleerboek. Jou gruwel. Kom ek sê nou vir jou, kry klaar met nonsens man, dien die Here. Ons was so besig vroeër jare met dis fout en elke dingetjie wat inkom net ons geëvalueer wat is fout. Vroeër jare het hy begin met ander goed. Ek gaan nie nou daar begin nie. Ek wil klaarmaak. Ek wil wel vir u sê vanmôre. Ons het besluit wat is verkeerd en wat nie. En weet jy wat die ergste van alles? Wie dit besluit? Die ouens met die fariseergees in die kerk. Die duiwel het die kerk gemanipuleer sonder dat ons dit weet. Want die fariseergees is die ou wat sy 10de bydrae gee, wat een van die diknek-enkelkedore in die kerk is, wat die besluite maak en hy sit daar in die hand van Satan en hy sê die diensknegt van God voor. Mag God ons help. Laat ons oë oopgaan. Laat ons siele gerig is. Laat ons diensbaar raak om vir die koninkryk iets te beteken en laat ons nie gemanipuleer word deur mense met 'n gees wat nie van God af is nie. Daarom bid ons, Skepper Gees van God, soet Heilige Gees, kom in. Lei u ons, leer u ons, dan gaan ons mekaar aanvaar soos jy is. Of jy nou hier is, hoe ook al jy kortbroek en plakkies, en jy is hier met jou pakkie soet, en jy is ook met jou duikpak, ek het nie 'n saak met jou nie. Ek is besig met God. As ek by Spur is, het ek nie 'n saak wat hou aan het nie. Ek fokus op my cheddar melt steak. Wie van julle huil en Spur nie, ek gaan loop en daar sit 'n ou wat dit tattoo het. Twak man. Ons het nie 'n saak met die ou langs aan sy storieetjies nie, jy lag inteendeel vir hom, dink is baie snaaks. Maar in die kerk wil ons hy kerk uit bly, want, pastoor, nee, daar's te veel mense by jou wat so maak en so. Ek sê, maar dis mos 'n hospitaal vir siekes. Mag die Here my help dat ek nie met 'n klomp skyn heilige mense sit nie. Ons soek die siekes sodat hy gesond kan word, want hy het gekom vir my wat siek is. Hy het gekom vir my wat my afhanklikheid teenoor hom bely. Halleluja! Ek sluit vandag af by die boodskap vir die kerk van God. Die opstanding het die fariseergees kom breek om vir hulle te wys, dis nie deur werke nie, maar dis deur my genade. Dis nie julle wat na my toe nie, maar die voorhangsel het van bo af onderuit toe geskeur, is ek wat na julle toe nader. Hoor vanmôre die woord van die Here, moet nooit vergeet waar jy vandaan kom nie. Moet nooit vergeet waar jy vandaan kom nie, dan sê jy altyd genade hê vir hulle wat nou eers begin. Want wat ek is, sê dit saam my, wat ek is genade, en wat ek het, is geleen. Amen. Glooi dit. Kom ons gee die Here eer. Amen. Praise the Lord.